Goeiemôre, goeiemiddag of heel waarskynlik goeienaand. Vandag in hierdie video gaan ons bietjie werk of praat oor kongruensie. Kongruensie is 'n meetkundige term wat ons in vraestel 2, jy gaan dit in vraestel 2 doen. En ja, kom ons spring net in dit in. So daar gaan soos wat noem mense timestamps wees. Hierdie gaan 'n lang video wees. Gaan regtig baie lang video wees. Ek gaan soos 4 van die redes bespreek en by elkeen 'n voorbeeld gee en hier by die heel einde 'n totale en al 'n ander voorbeeld wat jy heel waarskynlik so in 'n toets ook gaan kry oor hoe om dit te bereik, hoe gaan hulle dit vir jou vra ensovoorts ensovoorts. So sonder om tyd te mors, kom ons begin. Kongruensie. Hoe onthou ek wat se lyntjies, want jy het nou heel waarskynlik van 2 gehoor, kongruensie en gelykvormigheid. So hoe onthou jy wat se streepies is dit, want al 2 gelykvormigheid en kongruensie is 3 streepies. So een van die juffrouens, ek weet nie of jy dit so kan onthou nie. Dalk kan jy, ek het nie. Ek het dit gememoriseer. Die juffrou het gesê dat as jy nou byvoorbeeld na gelykvormigheid kyk, hulle staan regop, nê, gelykvormig, en kongruensie is soos 'n ninja kacha. Jy weet as jy jou hande so reguit maak en jy maak as vir iets gaan kap, gaan jy sulke horisontale lyne maak. Dit klink dalk beter in persoon, moet my nou nie judge nie, maar dis maar net hoe dit sy verduidelik het en baie van die kinders het dit gesnap. Ek nie heeltemal nie. Dit het bietjie oor my kop gekom. So kongruensie, wat is kongruensie? Is nie net 3 horisontale strepe nie. Dit is as 'n driehoek of 2 driehoeke. Ons gaan net met driehoeke werk. As jy dit nie geweet het nie, nou weet jy dit. Maar dit is as 2 driehoeke presies gelyk is aan mekaar, nê? So in die lengte van hulle sye en in die grootte van hulle hoeke presies gelyk is met mekaar. So ek gaan vir julle verduidelik hoe bewys mens kongruente driehoeke. Dan gaan ons, soos ek gesê, deur die voorbeelde gaan, deur die redes gaan en vir elkeen van hulle voorbeeld gee, en ek gaan ook op die ou ende 'n finale voorbeeld gee van hoe dit van jou verwag gaan word in om dit, jy weet, om dit toe te pas in een of ander toets wat jy gaan skryf. Okay. So, soos ek gesê het, hy's 3 horisontale streepies. Ons gaan praat oor driehoeke en die 2 driehoeke gaan presies gelyk moet wees aan mekaar. Oor die algeheel, as ek byvoorbeeld met gelykvormigheid gewerk het, dalk moet ek nie heeltyd verwys na gelykvormigheid nie, maar as ek daarmee sou gewerk het, omdat hulle nie presies gelyk aan mekaar moet wees nie, sou jy net gesê het die sy is in verhouding. Hier kan ek dit anders doen. Ek gaan probeer inzoom en gaan hy my weer so uitskop, nee. Ja, ek het geweet. Is ek slim. Ek kan streepies maak op die sye, want die sye gaan presies dieselfde lengte wees. So as daar een streepie is op die sy AB, beteken dit hy is presies dieselfde lengte as die sy DE. Dieselfde met AC wat gelyk is aan DF. Presies dieselfde lengte. Nee, so as daai een 2 is hierdie een 2. As BC hierso 6 is, gaan EF ook 6 wees, want die streepies dui aan dat hulle dieselfde is. Maar ek gaan nie net kan kyk na die sye nie, ek gaan ook kan kyk na die hoeke. In hierdie geval het ek sommer daai 2, want hulle lyk 90 aangedui. Dit gaan nie altyd 90 wees nie, en een van die redes gaan dit 90 wees. Hier kan jy sien B het 1 streepie en E het 1 streepie, omdat hulle gelyk is met mekaar. Dieselfde van C en F. Okay? So ja, presies 2 driehoeke wat presies gelyk is aan mekaar. Dis wat jy gaan moet weet. En daar is 'n resep wat ons gebruik, 'n vorm van skryf. Driehoek ABC is kongruent
aan driehoek DEF. Dis so ek het lees, hierdie is my wiskundige taal, en dis so ek het lees. Nou, om daai te interpreteer, of om 'n ding, hierdie is nou die deel waar ek jou leer hoe om kongruensie te bewys. Om dit te kan regkry, ons gaan nou gaan na die resep, ek spring myself 'n bietjie voor, maar om twee driehoeke kongruent aan mekaar te bewys, gaan ons die volgende moet doen. Jy gaan altyd hierdie stappe volg, né? Kyk, ons werk met driehoeke. As ons werk met driehoeke, gaan ons die volgende moet doen. Jy gaan stellings moet maak en dan 'n rede vir elke stelling. Ek het gesê dis driehoeke, so jy gaan 3 stellings moet maak. So wat ook al stelling, rede. En dan eers daarna, nadat jy kyk 3 redes het, hoekom die twee driehoeke gelyk is aan mekaar, driehoeke, 3 redes, gaan jy kan sê driehoek ABC is kongruent aan driehoek DEF. En dan die rede wat ek jou vir jou vandag gaan leer. Ek gaan vir julle 4 redes gee, maar kom ons kyk eers na hierdie ding wat ek noem die resep. Die resep werk baie maklik. Hierdie ding hier sê vir my alles oor die twee driehoeke. Absoluut alles. Dit sê vir my wat se sye moet gelyk wees aan mekaar. Dit sê vir my wat se hoeke moet gelyk wees aan mekaar. So jy kan vanuit hierdie resep net gaan kyk op jou driehoeke, wat gee hulle vir jou? Wat het jy? Wat kan jy daarmee maak en wat kan jy bewys? Wat kan jy aflei en wat kan jy wat ook al? Wat ek daarmee bedoel is, as jy hom net so kyk, kan jy sien, daai eerste 2, dit gee vir my, kyk in die eerste blokkie AB, dit gee vir my die lengte van 'n sy. Wat ook al dit mag wees. Dalk is dit 12. Maar dit sê vir my die lengte van daai sy, het ek hom nou terugvat. Ja, okay. Dit sê vir my die lengte van daai sy, van sy AB in my driehoek, gaan dieselfde wees as die lengte van DE. Daarom kan ek dit skryf. Nou, dit is presies dieselfde, ons werk met kongruensie. So jy sit is gelyk aan daar. In gelykvormigheid gaan jy dit as 'n verhouding kan beskou, maar hierso is dit presies gelyk aan mekaar. Dieselfde met die volgende 2, BC en EF. Hulle is gelyk aan mekaar. En dan die laaste 2 sye, AC, kyk die buitenstes, gelyk aan DF. En as ek klaar met die sye. Daar is 3 sye, ek werk met 'n driehoek, so ek's klaar. Maar hierdie resep, soos ek gesê het, gee nie net vir my die sye nie, dit gee ook vir my die hoeke wat gelyk is aan mekaar. So my eerste 2 hoeke is A, wat gelyk is aan hoek D. Sien jy dit? Ek het hulle mooi daar aangedui. Ek het hulle mooi aangedui met groen kolletjies. Die eerste hoek A is gelyk aan die hoek D, hoe sê mens dit? Ooreenstemmende hoek in die ander driehoek, hoek D. Dieselfde met B en E, en dan laaste C en F. Baie maklik, straightforward, alles is net gelyk aan mekaar. Okay? Niks vreemds nie. As hulle vir jou hierdie resep gee, glo my, is jou toets baie makliker. As hulle nie die resep gee nie, moet jy baie mooi en versigtig wees. Ek gaan aan die einde van die video gaan ek 'n voorbeeld doen van waar ek die resep maak. Okay? Ja, okay, cool. So, kongruensie, kom ons begin. Die redes. Daar gaan 4 redes wees, soos ek gesê het. Eerste rede gaan wees 3 sye wat presies gelyk is aan mekaar, dan is die 2 driehoeke kongruent. Tweede rede gaan wees 2 sye en 'n ingeslote hoek wat gelyk is aan mekaar. Derde een gaan wees 2 hoeke en 'n ooreenstemmende sy. Kyk, daar's die woord wat ek net nou wou gebruik het. En dan die 4de rede wat ek kan gebruik om kongruensie tussen 2 driehoeke te bewys, is 'n reghoekige driehoek. Nou, julle hoort nou al Pythagoras te gedoen het, julle is graad 9, julle hoort slim genoeg te wees om te weet wat Pythagoras is. En in Pythagoras het jy altyd 'n 90 grade hoek en 'n skynsy. So ons gaan baie fokus op daai skynsy. Ek spring myself 'n bietjie voor, maar moenie worry nie, ons gaan daarby uitkom. So die eerste rede.
in my eerste driehoek, in my eerste rede wat sê ek, het ek 2 driehoeke. Ek gaan altyd 2 driehoeke hê, ek gaan hulle altyd aan mekaar kongruent bewys. Nou, as 3 sye gelyk aan mekaar moet wees, gaan dit so eenvoudig soos dit wees, kry net die 3 sye, stel hulle gelyk aan mekaar. En gee wat ook al rede, hoekom hulle gelyk is aan mekaar. Jou rede gaan jy so kan afkort, sy. Ek sal jy nou wys. In voorbeeld 1, doen jy die volgende. Of ons gaan die volgende doen. Teken hom vir my af, as jy regtig wil. Jy kan die video nou pause, gou vir jou 'n oomblik gee om hom net af te teken. So 2 driehoeke word vir jou gegee. Hulle gee vir jou dat AB gelyk is aan CD, sien jy daai ding het 2 streepies, die ander een het ook 2 streepies, en AD gelyk is aan BC, 1 streepie, 1 streepie. En die vraag gaan wees, bewys dat driehoek ABC, kyk hoe beweeg ek, AB, so daai 2 streepies eerste, en dan na C toe die 1 streepie, kongruent is aan CD, 2 streepies eerste, en dan die 1 streepie DA. Nou ek vat my klein resep, want dis die ding wat my die meeste gaan help in hierdie voorbeelde. En ek gaan kyk, okay, wat word vir my gegee? Die eerste ding wat vir my gegee is dat AB gelyk is aan CD. En jou rede, daar's jou stelling. AB, CD, my eerste 2, my laaste 2, en hulle is vir my gegee, so my rede is gegee. Jy hoef dit nie te gaan bewys nie, dit is gegee. En jy kan sien dit korreleer in jou resep. Dieselfde doen ons vir die volgende 2 sye wat hulle vir ons gegee het. BC aan DA. Nou sien jy hulle korreleer in jou resep, so jy weet jy is nie besig om van die spoorlyn af te tree nie, en jy is dan klaar met die sye wat vir jou gegee is. Nou, en hier gaan nie altyd so werk nie, dis nou net in hierdie voorbeeld, nou moet ek 'n ander sy gaan uitfigure. Nou het vir jou gesê, ek gaan nou sy. So daar's 'n derde sy wat ek moet gaan uitfigure, en jy kan nie net sê, derde sy is gelyk aan mekaar, want buite sye van 'n driehoek. Ek sê net, ek maak nou net 'n rede op, daar's regtig nie 'n rede nie, jy moet dit nooit in jou lewe gebruik nie. Maar, soos, van julle doen dit, en as jy die video kyk, is jy dalk een van daai wat dit doen, so moenie, jy lyk net funky vir die onderwysers. Nou, wat jy gaan sien in die prentjie, jy het mos die prentjie afgeteken. Een van die sye word gedeel tussen die 2 driehoeke. Jy sal sien, sy AC word gedeel. Nou, jy kan hom so gaan skryf, want in jou resep sien jy hom so. AC gelyk aan CA. Maar, dis dieselfde sy. So, ek gaan skryf AC is gelyk aan AC, want dit is dieselfde sy. Of jy nou gaan sê CA of AC, dis dieselfde ding. En my rede daarvoor is, as hulle dit deel, is my rede dat daai sy gemeenskaplik is. Jy gaan dieselfde kan sê oor 'n hoek as 2 driehoeke een hoek deel, kan jy sê die hoek is gemeenskaplik, want hulle deel hom. So, ek het vir jou in my stappe van hoe bewys ek kongruensie, as jy dit al klaar vergeet het, skiep terug soontoe, ek weet nie, ek kan nie dit word is nie, skiep terug soontoe, daar het ek gesê, jy moet 3 dinge bewys, want ons werk met 3 hoeke. Hier het ek 3 dinge bewys, so ek kan uiteindelik sê, driehoek ABC is kongruent aan driehoek CDA, sy. Sien, stelling, rede. Nou, moet asseblief nie begin deur hierdie te sê nie, jy moet dit bewys. So, ek het hier bo in die hoek het ek die resep neergeskryf, net om vir jou te bewys dat ek elke keer terugkyk, is ek besig met die regte sye? Is ek besig met die regte hoeke? Maar jy moenie dit eers skryf nie, asseblief nie. Begin daar, hierdie is hoe jou wiskunde lyk. Begin daar, skryf daarin gegee, daarin gegee, daarin gemeenskaplik, dit wil sê, en dan jou resepie. Okay? So, nie eers daai nie, want jy wil daarby uitkom, jy wil dit bewys, so hy moet heel laaste kom. Volgende rede. 2 sye en 'n ingeslote hoek. Wat is 'n ingeslote hoek? As ek my 2 driehoeke het,
En daar word, jy weet, obviously weet jy wat twee sye is. Moenie vir my sê jy weet nie wat twee sye is nie. Die probleem is dat 'n ingeslote hoek. As ek twee sye het, die hoek tussen die twee sye wat aan my bekend is, daai noem ek die ingeslote hoek. So in hierdie geval gaan dit daai, ek kom net uitkry. Gaan dit daai punt daarbo wees. So jy kry jou twee sye en die ingeslote hoek gaan dan letterlik die hoek wees wat ingesluit word tussen die twee. So imagine ons twee mense wat langs nee, ek kan nie dit sê nie. Dis net die hoek tussen die twee sye. Okay, ek wil nou aan 'n cool idee dink, maar dit breek my brein. So jou afkorting of jou rede daarvoor gaan wees sy hoek sy. En dan kom ons kyk na 'n voorbeeld. As ek vir hierdie driehoek gee, teken hom gou af as jy wil saam beweeg. Suppose jy weer in wat ook al, jy's nou 'n groot meisie of groot seun, jy kan dit self doen. As ek vir jou hierdie ding gee en ek vra vir jou die volgende. Ek gee nog vir jou dinge. Ek sê vir jou sy AC is gelyk aan E of CE en BC is gelyk aan CD en dan vra ek vir jou bewys en dan gee ek vir die resep. CBA kongruent aan CDE. Jy gaan hier kan sien in hierdie ouetjie hier, watse hoeke is almal gelyk aan mekaar. Want ons is nou besig om aan 'n hoek te werk, nê? 'n ingeslote hoek. C is gelyk aan C, B gaan dan gelyk wees aan D of hoort te wees as hulle kongruent is en A aan E. Soos wat ek vir julle gesê het, moet asseblief nie daai ding eers skryf nie, jy moet hier uitkom. Ek skryf vir resep nie, want ek wil vir jou wys dat ek nie van hom afdwaal nie. Ek begin deur die sy lengtes wat vir my gegee is te bewys of neer te skryf. Jy sê CB is gelyk aan CD en dis vir my gegee. Daar's hulle. CB gelyk aan CD. So eenvoudig, so maklik soos dit. Volgende twee sye wat vir my gegee word is CA aan CE. En dis ook vir my gegee. Jy sien, ek dwaal nie van die pad af nie. Dis nog steeds in my resep. En dan die laaste ding, nou is die ingeslote hoek. So kry die hoek wat tussen hierdie twee sye is. So eenvoudig soos dit. Jy gaan sien dat die ingeslote hoek tussen die twee sye is C. Nou hoe bewys ek C? Want C word nie vir my gegee as dieselfde nie. As hy so X maak, nê, die hoeke wat reg oor mekaar staan, noem mens regoorstaande hoeke. Moet asseblief nie sê hulle is teenoorstaande hoek nie, want hulle staan nie teenoor mekaar nie. Die een muur van jou klaskamer is teenoor die ander muur. Hulle staan nie reg oor mekaar nie. As hulle vir mekaar staan en kyk, is hulle regoorstaande hoeke. So ek sê C, ek gebruik die hele ding, nê. BCA aan ECD, net om duidelikheid te gee oor watse kant van hoek C ek oor praat. As jy net gaan sê C, omdat C in daai skets het 4 hoeke, en jy wil net 2 van hulle uitsonder. So, jy het nou klaar jou 3 dinge bewys. 1, 2, nommertjie 3. Nou kan jy gaan en sê, okay, dit wil sê, driehoek CBA is kongruent aan driehoek CDE. Sy ingeslote hoek, kyk, hy is weer tussen, selfs in my rede is hy tussen die twee sye. Sy. So dis sy ingeslote hoek sy. Is nie so moeilik nie, is maklik. Rede nommer 3. Ons gaan nogal vinnig deur hierdie goeders. Ek gaan hier sit vir 40 minute. Yesie. Okay, kom ons gaan aan. 2 hoeke en 'n ooreenstemmende sy. Enige sy, hy moet net ooreenstem. Ons my 1 driehoek, kom my ander een. 2 hoeke. Kyk, ek sê die 2 boonstes is gelyk aan mekaar en die 2 onderstes is gelyk aan mekaar. En dan enige ooreenstemmende sy, maar dit moet ooreenstem, nê?
So as jy nou na jou resepie gaan kyk, moet dit op die regte plek staan. Ek het die boonste een gekies, maar dit kon maar net sowel die onderste een gewees het. En jou rede is hoek sy. So in ons voorbeeld, hierdie twee driehoeke, daai driehoek A, B, C en driehoek B, C, D. Ek weet hulle lyk nie dieselfde nie. Maar hulle is veronderstel om presies dieselfde te lyk. En hulle gaan nie altyd presies dieselfde lyk nie. Sorry, vergeet ek 'n bietjie asem te haal. Hulle gaan nie altyd presies dieselfde lyk nie, want hulle gaan vir jou sê nee, dit is nie op skaal geteken nie. So ek gaan vir jou dieselfde hier sê. Hulle lyk dalk nie dieselfde nie. Kyk, die een lyk bietjie maarder as die ander een, maar dis net omdat hulle nie op skaal geteken is nie. So moenie net hulle is nie dieselfde nie. Jy moet ook nie net aanneem hulle is dieselfde nie. Jy moet in meetkunde moet jy alles gaan bewys. So ons begin deur die volgende te doen. Ek gee vir jou nog 'n paar hints, nog 'n paar clues. Ek sê vir jou BAC is gelyk aan volg hoe ek praat, is gelyk aan BDC en BCA, kom ons skep hom so. BCA is gelyk aan BCD. Okay? En dan vra ek vir jou bewys dat daai twee driehoeke kongruent is in mekaar. Nou my resep hou ek daarbo net om seker te maak ek verloor nie my spasie nie. Onthou net hierdie twee driehoeke is nou spieelbeeld van mekaar. So jy gaan mooi moet fokus oor wat se sy is eintlik nou gelyk aan wat se sy. Ons gaan by die laaste voorbeeld gaan ek jou mooi wys, want dan sy nie net gespieelbeeld nie, hy is nou skielik omgedraai en omgekeer en alles. Dan moet jy dit kan uitredeneer en jy moet die prentjies in jou brein kan sien en allerlei ander goeie snor om by mekaar te word en dan nog die wiskunde vraag doen. So jy gaan met kop hou en om die vergelyking of om die resep bo te hou, dink ek is die beste manier voor te doen. So jy begin nie deur daai resep neer te skryf nie, jy begin deur te sê A is gelyk aan D. Nou dit is vir my gegee. Jy kan dit gaan sien in jou driehoek en dis maklik want daar is net een hoek A, so ek kan dit net so neerskryf. Daar is net een hoek A, daar is net een hoek D. Daar is nie net een hoek. Ons gaan nou wag net vir hom te verdwyn. Daar is nie net een hoek by C nie. Daar's meer as een. Daar's heelwat meer as een. So jy moet spesifiek by C gaan aandui, okay? By C3, nee? En jy moet gaan aandui wat se spesifieke 2 praat jy van? BCA gelyk aan BCD en dit word vir my gegee. Volgende wat ek gaan doen is om nou in ons vorige vergelyking, in ons vorige voorbeeld het ons gepraat van die sy wat hulle deel. Hierso is daar nog 'n sy wat die twee driehoeke deel. Hulle het nie net 2 ooreenstemmende hoeke nie. Hulle het ook 'n gemeenskaplike sy. Nou, om nou my rede het ek vir jou gesê, dit moet enige sy wees wat met mekaar ooreenstem tussen die twee driehoeke. En in hierdie geval is dit daai een daar wat hulle daar deel. Omdat hy gelukkig speelbeeld is, werk dit mooi uit. Nou, na ek my 3 dingetjies bewys het, in my driehoek, kan ek gaan sê, uiteindelik, dat die driehoek ABC gelyk kongruent is aan driehoek DBC en my rede is hoek sy. Vierde rede. Reghoekige driehoek. Kom nou wat 'n reghoekige driehoek is. Hy is 'n driehoek met 'n regte hoek in 90 grade. So as ek dit vir jou teken en ek bring nou aan een so in, dan gaan ek dit letterlik aandui met 2 regte hoeke. Daar is 2 regte hoeke. Nou, 'n ding wat ons weet van regte hoeke is die sy teenoor die regte hoek, ek het dit in die begin van die video genoem, is 'n skuins sy. Okay? Die sy teenoor die, kyk hier gebruik ek 'n woord teenoor. Die sy
teenoor die regte hoek is die skynsy. Dis belangrik dat jy moet weet waar hy lê. Nou, ek gaan vir jou sê, daai twee is dieselfde en dan sit enige eintlike ander een. Dit kan of daai een wees, ek het nou daai een gekies, maar dit kan die ander een ook wees. Die enigste twee vaste voorwaardes van hierdie rede is die regte hoek en die skynsy. Nou, ek skryf dit so neer, 90 grade hoek, skynsy, sy. Daar is ander maniere om dit ook neer te skryf. Ek het nou nie al die redes geraadpleeg nie. Maar jy gaan nie punte verloor as jy hierdie rede neerskryf nie. Kyk net of daar 'n makliker een is vir jou en gebruik hom dan eerder. Okay, so voorbeeld 4. Nou hierdie voorbeeld gaan ek 'n finale voorbeeld doen waarin ek nie net die ding bewys nie, ek het actually ook 'n bietjie algebra ook doen. So, ek gee vir jou 'n sketsie, teken hom neer, A, B, C, D, en ek sê vir jou, daar in die middel is daar twee regte hoeke, so 90 grade, en dan gee ek vir jou die skynsye wat gelyk is aan mekaar. Dis baie belangrik dat jy dit ook moet hê, nê? Want, kom ons sê ons het 90 grade daai, maar AC is nie so lank so CD nie. Dan gaan my skynsy mos anders lyk. So dit is belangrik dat hulle vir jou ten minste die skynsy gee. In hierdie geval vra hulle vir jou bewys die twee gelyk aan mekaar en jy kan al reeds sien ek het alles wat ek nodig het. Ek het skynsye en ek het 90 grade. En BC is gemeenskaplik. Want die twee driehoeke deel hom. So dan vra hulle vir jou bewys die twee driehoeke kongruent aan mekaar en ek skryf my resep daar iewers neer sodat ek hom kan raadpleeg. Onthou net, ek sal jou voorstel, want julle gaan 10 in 'n vraestel kry wat invul is. Vat die ding op die vraestel. Krap op hom, hulle gee hom vir jou daar, krap op hom, teken vir jou daar wat se twee sye is gelyk aan mekaar, wat se hoeke ensovoorts. Jy hoef nie noodwendig gaan neerskryf nie en moet hom asseblief neerskryf nie. Ek het dit die vorige kere gesê. Ek sê dit weer in hierdie voorbeeld ook, want julle doen dit en dan verloor jy daai punt. En dit is so stupid fout om te maak. En so mahala punt wat jy verloor, letterlik net omdat jy begin deur te sê hulle is gelyk of kongruent, sorry. Jy moet nie begin deur dit te sê nie, jy moet werk sien toe jom, jy kan nie net flippen, nee. AB aan BC en is gegee, maklik soos dit, en dan die volgende een, wat ek uitwerk, is BC aan BC, so jy kon weer gaan sê het CB, maar ek meen die gee om. BC aan BC, en dit is omdat hulle gemeenskaplik is. Hulle word gedeel tussen die twee, of die sy word gedeel tussen die twee driehoeke. Nou, die laaste ding wat ek gaan doen, is wat kort ek. Ek kort nou 'n 90 grade hoek. Gelukkig is daar vir my 'n 90 grade hoek gegee, maar weer eens dui dit spesifiek aan. Moenie net sê dat C gelyk is aan C nie, want daar's 3 hoeke C's. Een is 180 grade. En nou dis die plat reguit lyn onder jou twee 90 grade hoeke. So dui spesifiek aan wat se twee hoeke gelyk is aan mekaar. BCA en BCD. Nou, ek het my 3 dingetjies bewys. Ek het 90 grade. Jy kan ook hierso gesê het is gelyk aan 90 grade. Seker mense hou daarvan om dit te doen. Ek is fine, ek's okay. So ek het skynsy, ek het my 90 grade en ek het 'n ooreenkomstige sy 1, 2 en nommertjie 3, so ek kan net gaan sê driehoek ABC is kongruent aan DBC. Ek dink ek moet net gaan slaap. Weet jy wat nee? Ek dink ek moet net gaan slaap. 90 grade hoek skynsy en ooreenkomstige sy. Dit is my rede, daar's my stelling, nou is ek klaar. Laaste een. Nee, ons gaan nou 'n voorbeeld doen soos dit vir jou in die toets gevra gaan word. Hulle gaan nie noodwendig net vir jou vra bewys dat die twee driehoeke kongruent is nie. Hulle doen dit, maar hulle vra altyd so 'n vraagie na dit. So in hierdie een gee ek vir jou hierdie een skets. Ek sê vir jou A, B 6 cm. Ek gee vir jou 90 grade hoek daar in die middel. Kyk daar by C, by
ACB. Dit was nou baie weird. En ek gee vir jou twee sye wat in elkeen van die driehoeke gelyk is aan mekaar. AC aan CE en BC aan DC. En ek sê vir jou DE is X. Dan vra ek vir jou, bepaal die waarde van X. Nou my stappe gaan die volgende wees. Jy moet 'n logiese orde van dinge volg in wiskunde. My stappe gaan die volgende wees. Eerste een, bewys gelykvormigheid. Dis nie so moeilik nie. Ons sê dit magtig, nie gelykvormigheid nie. Wat sê ek? Daai moet nie gelykvormigheid wees nie. So my eerste stap moet nie wees gelykvormigheid. Dit moet bewys kongruensie. Ek weet nie kom ek kyk nou. In die begin van die video skryf ek net oral, praat ek net oral van gelykvormigheid en nou skryf ek dit neer. Maar jy gaan moet bewys dat die twee driehoeke kongruent is aan mekaar. So dis nie noodwendig dat hy verkeerd is hier nie. Dis net dat dit nie die regte woord is nie. Tweede een is AB gelyk aan DE. So ek gaan op 'n punt moet kom waar ek moet bewys dat die twee gelykvormigheid is en dan gaan ek hierdie stelling kan gebruik. Driehoeke is kongruent. Kyk, daar het ek ten minste kongruent. Ek onthou, ek het teruggekom en ek het daai reg gemaak en ek het vergeet om daai reg te maak. Ek onthou dit nou. Want hierdie was op 'n stadium 3 horisontale streepies, maar kongruensie is 3 vertikale streepies, maar kongruensie is 3 horisontale streepies. So in elk geval, kom ons begin met die eerste stap. Die eerste stap het ek gesê bewys kongruensie. Nou wat weet jy? En die probleem is, julle dink julle weet alles. So jy sien 'n 90 grade hoek en jy dink dadelik, okay, 90 grade skyn sy. Want jy moet nou jou twee driehoeke vergelyk met die redes wat jy het, sodat jy een van daai redes kan gebruik en kongruensie bewys. Maar julle sien dadelik 'n 90 grade hoek en dink julle, ja, 90 grade skyn sy. Maar die probleem is, ek het nie die skynsye nie. Ek het AB se lengte, wonderlik. Maar DE is X. Ek wil hom uitwerk. So wat ek het, is twee sye en 'n ingeslote hoek wat gelyk is. So ek begin eers te sê AC is gelyk aan CE. Want hulle gee dit vir ons. Jy kan na jou wat noem mens dit? Jy kan na jou resep gaan kyk en net mooi seker maak jy kies die regte sye, maar ek het ook daar mooi vir jou aangedui AC gelyk aan CE. Nou dit is die eerste een, die volgende een gaan wees wat vir ons gegee is dat DC gelyk is aan BC en dis gegee. Jy kan dit sommer ook daar sien. En dan laastens, omdat ons drie dinge doen, driehoeke, drie dinge. Laastens is my ingeslote hoek. Wat noem dit as hulle weer nou weer so by mekaar staan? Nie teenoorstaande nie, want kyk, in hierdie geval is dit eintlik mooi, ek kan vir jou mooi verduidelik. AB staan teenoor DE. Nee, dis net hoe dit werk. AB staan teenoor DE. Maar hoeke, behalwe as jy met 'n vierhoek werk, kan nie noodwendig oor mekaar staan nie in driehoeke nie. Hierso staan hulle reg oor mekaar. So jou rede is om nou spesifiek te wees, ACB gelyk aan DCE en is reg bestaande hoeke. Ek het nou my drie dinge bewys. Dan kan ek gaan sê, eers daarna kan ek gaan sê, driehoek ABC is kongruent aan driehoek. En nou, in die begin van die video het ek vir julle gesê dat jy gaan, as die resep nie vir jou gegee word nie, gaan jy moet gaan maak. So kyk wat is, jy kan in jou eerste een, kan jy doen net wat jy wil eintlik. Ek het net gesê ABC want is makliker. A, B, C. Ek kon ook gesê ACB of BCA of CAB of B AC. Maar ek het net besluit ABC werk vir my die beste. Nou te gaan kyk in my twee driehoeke, watse hoeke gaan dieselfde wees en watse sye gaan dieselfde wees. Kyk eerder na die hoeke want dan kan jy met die individuele oudjies werk. A gaan dieselfde wees as E.
So hulle moet teenoor mekaar staan. B gaan dieselfde wees as D, so hulle moet teenoor mekaar staan, en C gaan gelyk wees aan C, so hulle moet ook teenoor mekaar staan. So ek skryf dit so. E aan A, B aan D, en C aan C. Maak dit sin? Ek hoop dit maak sin. Ek het bewys, hulle is dieselfde, en ek het die rede gebruik, sy, hoek, sy. En dis dit. Nee, dis nie die einde van die vraag nie, hierdie is helfte, jy berei nie die grond voor. Die res van die vraag is die wiskunde, die algebra wat jy nou gaan doen. As jy bewys het dat hulle dieselfde is, kongruent is aan mekaar, dan kan jy gaan sê dat sy lengte AB gelyk is aan DE, en my rede daarvoor is driehoeke is kongruent. Ek het dit klaar bewys, ek kan dit gaan gebruik as 'n rede. Jy moet dit eers bewys voordat jy dit as 'n rede kan gebruik. Jy kan nie net daarmee begin nie. Nou, dit beteken dat X gelyk is spesifiek en presies aan 6 cm. Nou, ek het nie by 40 minute uitgekom nie, maar hierdie is die einde van die video. Ek hoop dit het jou gehelp. Ek hoop jy verstaan nou ten minste 'n bietjie meer van hoe kongruensie werk. Gaan kyk na die 3, 4. Kyk na die 4 redes, maak seker jy ken daai ouetjie. Skryf dit vir jou iewers neer. Maak seker jy weet dat kongruensie is horisontale lyne en moenie op ongeluk gelykvormigheid in plaas van kongruensie skryf soos ek gedoen het nie. En ek hoop ek sien julle weer in die toekoms.